Goeiemôre, ek glo en vertrou dat dit baie goed gaan met jou vandag en dat die Here in sy groot genade en liefde ook nou in hierdie oomblik ook naby aan jou is. Sommer voordat ons verder gaan, wil ek sommer ook vir jou uitnooi. Volgende Sondag, die 19de, is 'n baie belangrike datum ook vir ons as gemeente. Ons gemeenteseminar vind dan plaas, dis die Sondagoggend, die Sondagaand en die Maandagaand, waar Dr. Pieter van Jaarsveld met ons so 'n bietjie gaan kom gesels. Hy's 'n baie bekende, wêreldbekende motiveringsspreker, maar ook natuurlik vanuit 'n Christelike perspektief. So ek wil regtig vir julle uitnooi. Ons glo en vertrou dat Sondagaand ons president ook weer vir ons gaan skuif na vlak 2, wat beteken dat ons groter getalle mense by funksies sal kan ontvang. So ek wil julle regtig uitnooi, dit gaan 'n baie besonderse geleentheid wees, dit is gratis. Kom woon die geleentheid by. Kom kry so 'n bietjie energie ook vir hierdie moeilike tye. In ons afkondigingsblaadjie wat jy ook gekry het, is daar so 'n bietjie meer inligting daaroor. Gaan lees dit gerus en ja, kom woon dit by. Dit gaan 'n baie besonderse geleentheid wees. Voordat ons verder gaan, kom ons raak stil voor die Here. Ek lees vir ons uit Psalm 46 van vers 9. Kyk na die dade van die Here. Hy wat skrikwekkende dinge op aarde doen, wat oorloë laat ophou, tot aan die einde van die aarde. Bo breek hy stikkend, en hy verpletter spiese, waans verbrand hy in die vuur. Bedaar en erken dat ek God is. Ek is verhewe bo alle nasies, ek is verhewe bo die aarde. Die Here, heerser oor alle magte, is met ons. 'n Toevlugsoord is die God van Jakob vir ons. Mag die Here in sy groot barmhartigheid, genade en vrede ook nou vir jou seën, daar waar jy is. Amen. Praat ek mense engle tale, maar dis nie uit liefde nie. Is my woorde hol simbole, klanke sonder melodie. Al kan ek geheime uitlei, berge deur geloof versit. Of al het ek al die kennis, sonder liefde is ek niks. Sonder liefde sal my gawes, al my ywer my nie baat. Net die liefde onbaatsigtig my oorwin met goed die kwaad. Onreg kan dit nie verdra nie, dit is met die waarheid bly. Deur vergifnis tot verwagting kom die beste in ons vry. Al die tale profesieë, met die tyd gaan dit verby. Met die liefde die volmaakte, kom en sal vir altyd bly. Wat geloof gee troos en rigting, na die toekoms ryk die doel. Liefde is en bly die grootste liefde, sluit die lewe oop. Ons teksgedeelte vanoggend kom uit Jakobus hoofstuk 3. Jakobus hoofstuk 3 van vers 1 tot 12. Maar voordat ons lees, kom ons vra net eers dat die Here ook vir ons sal seën as ons nou sy woord lees. Here, baie dankie dat ons kan bid. Baie dankie dat ons kan weet dat U as die hemelse God ons gebede hoor. Dankie dat ons kan weet dat U in hierdie lewe, in elke omstandigheid,
In elke lewenssituasie, in elke oomblik, is U by ons. U is ons troos, U is ons hoop. En daarom kan ons self aan U wy, want ons weet, ons kan ons Here vertrou. As ons dan nou gaan saamlees, Here, dat hierdie gedeelte dan ook vir ons inspirerend in ons lewens sal wees, dat ons U stem sal hoor. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Ek lees vir ons uit Jakobus 3 van vers 1. Moenie almal leermeesters wil wees nie, my broers, omdat julle weet dat ons strenger geoordeel sal word. Almal wat van ons struikel tog dikwels. As iemand nie met woorde struikel nie, is hy 'n volmaakte man en ook daartoe in staat om sy hele liggaam in toom te hou. Ons het stange in perde se bekke, sodat hulle ons gehoorsaam, en daarmee stuur ons hulle hele liggaam. Kyk, selfs skepe, hoewel hulle so groot is en deur ewige winde aangedryf word met 'n klein roer gestuur na waar die stuurman wil. So is die tong ook 'n klein ledemaat wat oor groot dinge roem. Kyk wat 'n klein vuurtjie steek 'n groot hoop hout aan die brand. Die tong is ook 'n vuur, 'n wêreld van ongeregtigheid. Die tong is deel van ons ledemate, maar besoedel die hele liggaam. Dit steek die hele lewensloop aan die brand en word in Gehanna aangesteek. Want elke soort wilde dier en voël en kruipende dier en seedier word en is getem deur die mensdom. Maar geen mens kan die tong tem nie. Dit is 'n onbestendige kwaad, vol dodelike gif. Daarmee loof ons die Here en Vader, en daarmee vervloek ons mense wat na die beeld van God geskep is. Uit dieselfde mond kom seën en vervloeking. Dit, my broers, behoort nie so te wees nie. 'n Fontein kan tog nie uit dieselfde oog vars en bitter water uitborrel nie. 'n Vyeboom, my broers, kan tog nie olywe dra of 'n olyfstok vye nie. 'n Brakfontein kan ook nie soet water oplewer nie. Ek leef vir ons net tot daar. Ek vermoed baie van ons is as kinders om een of ander rede of oor een of ander ding in ons lewens ook maar gespot. Ek was nog altyd lank gewees en ek het baie byname oor dit gekry. My ma het altyd vir my gesê, as ek met hierdie stories van die byname by haar gekom het, dat sy vir my die rympie gesê van sticks and stones will break my bones, but names will never hurt me. En ek weet sy het goed bedoel toe sy dit gesê het. Om net vir my te sê, man, moenie jou steur aan dit wat mense sê nie. Maar ek dink daar is min dinge so ver van die waarheid af as daardie rympie. Want ja, stokke en klippe kan 'n mens seermaak, maar dit word weer gesond. Maar die woorde wat mense in jou lewe spreek, en die woorde wat mense in jou gedagtes agterlaat, kan baie keer diep letsels laat, en kan 'n geweldige impak op jou menswees hê, op jou denke oor jouself, op jou selfvertroue, maar ook hoe jy op die einde met ander mense interact. Woorde het ongelooflike mag en krag. Woorde kan ons lewens bepaal. Woorde kan ons denke bepaal. Woorde kan ons gedrag bepaal. Daardie stinkbaar en daardie sterk motiverende woorde van 'n afrigter voor 'n wedstryd, wat jou so kan opsweep en so kan motiveer, dat jy 110% op die sportveld gee vir jou span. Is dit nie juis ook die onkundige woorde van mense wat die laaste tyd oor COVID-19 praat, en die enstof wat veroorsaak dat mense huiwerig is, en selfs onwillig is om geënt te word? Daar is baie mense wat oor sekere goed in hulle lewens letsels dra, na aanleiding van woorde wat hulle ouers, of vriende, of ja, selfs lewensmaats vir hulle gesê het. En 'n mens moet iets net genoeg kere hoor, dan begin jy dit later glo as die waarheid. Hoeveel politici of prominente openbare figure het nie al hulle loopbane of hulle lewens vernietig deur iets wat hulle gesê het of iets wat hulle op sosiale media geplaas het nie. And when it's out there, as dit daar buite is, dan is dit daar. Ek het al gelees van iemand wat 10 jaar gelede iets gesê het, en wat 10 jaar later opgehaal is.
en teen daardie persoon gebruik is. En daarom moet ons besef dat woorde is ongelooflike kragtige goed. Maar ons mense besef dit nie altyd. Jy het seker ook al iemand teëgekom wat baie graag sê, ja, maar ons Heinemans is maar reguit mense, ons sê wat op ons harte is, ons praat reguit. Ek dink dis niks anders as 'n verskoning om ongeskik te wees. Dis niks anders as 'n verskoning om myself die reg toe te eien om vir mense te sê wat ek lus het nie. Of mense wat sê, ja, maar wat van vryheid van spraak? Ek kan sê wat ek wil, want ek het vryheid van spraak. Want vryheid van spraak beteken mos, I can say what I want, whenever I want, to whomever I want. Is dit wat vryheid van spraak beteken? Dat ek ongevoelig net kan sê, links en regs, wat en hoe ek wil. Ek vermoed ons almal besef, dat ons doodgewoon dit nie kan doen nie. Ek kan nie maar net sê, wat ek dink nie. Of sê wat ek wil, en dan nie ook daarin dink, dat my woorde gevolge het nie. Dat my woorde implikasies het vir myself, maar ook vir die mense om my. Dat dit 'n invloed het op ander mense. En die Bybel waarsku ons ook daaroor. In Spreuke 13 vers 3 lees ons, wie sy mond bewaak, beskerm sy lewe. Wie sy lippe wyd oopmaak, vir hom wag daar ondergang. Met ander woorde, woorde kan of produktief of destruktief in my lewe wees. Woorde kan of opbou of afbreek. Nie net in my eie lewe nie, maar ook in die lewens van ander mense. In die gedeelte wat ons vanoggend saam gelees het in Jakobusbrief, waarsku Jakobus ons juis teen die impak van ons tong. Met ander woorde van ons woorde. Jakobus konfronteer my met 'n paar dinge oor my tong. In Jakobus 1 vers 26 sê Jakobus, as iemand dink dat hy godsdienstig is en nie sy tong kan beheer nie, mislei hy homself. So 'n mens se godsdiens is te vergeefs. Die Griekse woord wat hier met godsdiens vertaal is, en die betekenis van ceremonious in worship, fearing and worshiping God. Met ander woorde, godsdiens gaan oor my verhouding met God, oor my aanbidding van God. Maar Jakobus waarsku, en hy sê dat my woorde kan my aanbidding van God waardeloos maak, kan my godsdiens leeg aan inhoud laat. As ek nie my mond kan beheer, my woorde kan beheer nie, trek ek 'n streep as het ware deur my belydenis van geloof en oor God. In Jakobus 3 het ons gelees vers 9 en 10. Daarmee oor die tong, dan sê hy, daarmee loof ons die Here en Vader, en daarmee vervloek ons mense wat nie na die beeld van God geskep is. In dieselfde mond kom seën en vervloeking. Dit, my broers, behoort nie so te wees nie. Jakobus sê, ek kan nie sê ek is 'n kind van die Here. Ek kan nie sê ek is 'n disipel van Jesus. Ek kan nie sê ek is deel van die kerk van Jesus Christus, as ek loop en mense links en regs seermaak met my woorde nie. Dis 'n teenstrydigheid wat nie by 'n Christen hoort nie. Kyk, want hy 'n mooi beeld wat Jakobus in verse 11 en 12 gebruik. Hy sê, 'n fontein kan nie vars en brakwater gee nie. Hy sê, 'n boom kan nie twee soorte vrugte gee nie. Dis of die een of die ander. My woorde aan mense moet my woorde van en oor God weerspieël. Dit moet pas by mekaar. Hoe ek na mense kyk en hoe ek na God kyk, moet ooreenstem. Hoe ek oor God praat en hoe ek oor mense praat, moet ooreenstem. Die tweede deel van vers 12 het my egter opgeval. Daar staan, 'n brakfontein kan nie soet water gee nie. My ma het altyd gesê, waar die hart van vol is, loop die mond van oor. As my hart, as my lewe vol boosheid en selfsug en liefdeloosheid is, dan gaan ek nie iets goed sê om oor of vir iemand anders te sê nie. Maar die teendeel is ook waar. As my hart mooi is, as my lewe vol is van die mooi dinge,
As my lewe vol is van die Gees van God, van Jesus Christus, van my liefde vir God. As my hart vol is van God se genade en barmhartigheid, dan sal ek ook mooi praat met mense en oor hulle. Hoe praat ons hier by die kerk met en van mekaar? As 'n ongelowige van buite af by die kerk sou inloer, wat hoor hulle? Is ons woorde van so 'n aard dat hulle sal dink, maar hoe mooi praat en werk hulle met mekaar. Van hierdie gemeenskap sal ek ook wil deel word. Of, sê die mense buite die kerk, is dit hoe hulle met mekaar praat? Is dit hoe hulle van mekaar praat? Dan wil ek nie weet hoe hulle met my gaan praat nie, en daarom bly ek eerder buite die kerk. Die uitlatings wat die kerk maak, die boodskap wat die kerk na buite dra oor mense in sy woorde, 'n geweldige impak op hoe die wêreld die kerk van Jesus Christus sien. En ek dink daarom moet ons die groot geheim onthou, is dat ons as Christene weerspieël vir Jesus in die wêreld. As ons God met die mond loof, en ons vloek ons naaste met dieselfde mond, weerspieël ons nie die ware hart en aard van God nie. As die kerk van Jesus Christus, moet ons met woorde ons geloof bely. Moet dit ons verhouding met hom weerspieël, ook wanneer ons met mense praat. Kom ons probeer dit so 'n bietjie prakties maak. Ek dink daar is baie destruktiewe woorde wat ons kan gebruik. Vernietigende woorde. Daar is onomkeerbare woorde. Seermaak woorde, wat ons dalk in 'n oomblik van woede kan uitspreek, wat ons nooit weer kan terugneem nie. Julle ken seker die verhaaltjie van die vrou wat een keer by die dominee gekom het en gesê het, maar sy is jammer oor al die lelike woorde wat sy in die verlede oor hom gesê het. Hoe kan sy dit regmaak? En hy sê toe vir haar, maar as dit weer so 'n winderige dag is, gaan staan in die bopunt van die dorp en dan skud jy jou veerekussing, al jou vere uit dat dit so oor die dorp waai. En sy het dit gedoen en sy kom terug en sy sê nou gaan tel jy elke veertjie op. Toe sê sy, maar dit is onmoontlik. En dis presies hoe woorde werk. Woorde wat ek daar buite gesit het, kan ek nie net terugneem nie. En daarom moet ons mooi dink voordat ons iets sê. Wat van skinder? Ons almal skinder. Ons almal is lief daarvoor om stories te vertel oor ander mense. Maar hoe toets ek myself ten opsigte van skinder? Ek dink ons moet vir onsself 5 vrae vra voordat ek iets sê. Is dit wat ek gaan sê die waarheid? Is dit nodig dat ek dit moet sê? Is dit tot voordeel van myself en die mense wat my hoor en die persoon van wie ek praat? Het ek toestemming om dit wat ek van daardie persoon nou vertel, ook te vertel? En wat is my motiewe? Is my motiewe suiwer? Vertel ek dit om daardie persoon op te bou of om af te breek? Dink maar aan die impak van leuns. Hoe dit net in my eie lewe nie, maar hoe dit ook vertroue verbreek en ander mense seermaak wanneer ek leuns vertel. Wanneer ek vloek. Wanneer ek iemand anders beledig. Wanneer ek iemand anders uitskel met lelike woorde. Dink maar aan die destruktiewe impak van kla. Om altyd negatief te wees en altyd die slegte te wil raak sien en net te wil kla oor alles. En so kan ons aangaan. Daar's baie maniere van praat wat destruktief is. Maar ons kan ook produktief of konstruktief praat. Ek dink van die konstruktiefste woorde wat ons kan sê, is om stil te bly. Om eerder niks te sê nie, as om iets te sê wat seer maak. Dis goed om die waarheid te praat. Ten spyte van die gevolge wat dit dalk vir my kan hê. Praat die waarheid. Praat woorde van liefde. Praat op so 'n manier dat mense iets van die liefde van Christus in jou, ook in jou woorde aan hulle en van hulle kan hoor. Komplimenteer mekaar. Vertel vir mekaar van julle goeie punte, eerder as wat ons mekaar se slegte punte wil kritiseer. Kom ons bemoedig mekaar met ons woorde. Kom ons moedig mekaar aan met ons woorde. Kom ons getuig
Kom ons getuig van God, van sy liefde, van sy genade, van sy barmhartigheid vir ons as mens. Kom ons loof God met ons woorde. Kom ons dank God met ons woorde. Ons het 'n keuse oor hoe ons praat. Ons het 'n keuse om voort te gaan en mense seer te maak met ons woorde. Of ons kan 'n keuse maak om ook vir die Here te vra om ons te help om mooi te praat. Maar ek dink die belangrikste, mag my en jou woorde, mag dit weerspieël iets van ons verhouding met God. Mag ons woorde en ons dade en ons belydenis dieselfde ding sê. Ons behoort aan die Here en ons dien hom ook met ons woorde aan en van mense. Amen. Daar's 'n glimlach wat sê, is tevrede. In jou hart bruis die wonder van Jesus se vrede. Daar's 'n noot, en daar's 'n lied wat ons sing met ons lewe. Dis die lied wat jy sing uit jou hart. Elke noot dra die Here se krag. Verbly jou in die Heer, gee hom al die eer in jou lewe. Vertrou soos 'n kind, jy sal die antwoord vind in die Here. Bly altyd op jou knieë, ken hom in die diep van jou lewe. Hy sal jou vreugde wees, jou voorspoed en jou seën. Elke dag word 'n keuse vir hoe ons wil lewe. Elke woord word die voertuig van dood of van lewe. En sy woord lê die skatkis van 1000 geheime. As jy bid, as jy soek, as jy vra, sal die Here jou las vir jou dra. Verbly jou in die Heer, gee hom al die eer in jou lewe. Vertrou soos 'n kind, jy sal die antwoord vind in die Here. Bly altyd op jou knieë, ken hom in die diep van jou lewe. Hy sal jou vreugde wees, jou voorspoed en jou seën. Bly altyd op jou knieë, ken hom in die diep van jou lewe. Hy sal jou vreugde wees, jou voorspoed en jou seën. Here Jesus, U kom na ons as die woord van God. U is die een wat God se woord aan ons kom bekend maak. Here Jesus, kom suiwer ons woorde. Kom beheer ons tong. O Gees van God, kom lei ons om die regte dinge te sê, sodat ons nie sal seermaak nie, maar sal heel maak. Sodat ons met ons woorde nie sal afbreek nie, maar sal opbou. Sodat ons met ons woorde 'n wêreld kan skep, waar mense vir U leer ken en kan tuiskom. Here, wil U vir ons seën en wil U vir ons daarin help, in die naam van Jesus. Amen. Mag die Here in sy groot genade, barmhartigheid en vrede in hierdie week by jou wees. Mag hy jou seën, mag die liefde van God en die teenwoordigheid van Jesus en die gemeenskap met die Heilige Gees
vir jou kosbaar wees. Amen. Verdwyn jou